Goeiedag en welkom by Woordspieël, waar ons in die woord van die Here inkyk, om soos 'n spieël die heerlikheid van Christus daarin raak te sien en myself eintlik in Christus te sien, soos wat ek myself in 'n spieël sien en dan deur die Heilige Gees getransformeer te word om meer soos Jesus te lyk. Vandag lees ek Matteus 5 en die vers wat vir my uitspring hier is vers 20 en dit is deel van Jesus se prediking, sy bergpredikasie wat ons dit noem, maar heel moontlike boodskap wat hy baie maal gepreek het. En my tema dan vanoggend is geregtigheid. Matteus 5 vers 20. Want ek sê vir julle, as julle nie die skrifgeleerdes en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, of geregtigheid, is die woord wat by vertalings gebruik, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie. Fariseërs, die Sadduseërs het stiptelik 'n klomp uiterlike wette gehou. Uiterlik het hulle baie godsdienstig gelyk, baie geregverdig, baie geregtig gelyk. So Jesus kan nie hier bedoel as hy sê ons geregtigheid moet hulle geregtigheid oortref, dat ons meer van dit moet doen nie, dat ons moet meer soos die Fariseërs lyk nie. As Jesus sê dat ons geregtigheid die Fariseërs moet oortref in geregtigheid, dan moet dit beteken dat ons geregtigheid iets anders moet wees. Dit moet anders lyk. Nie meer uitwaarts nie, maar dalk meer inwaarts. Jesus sê verder dat ons nie byvoorbeeld na iemand se vrou moet kyk en in ons hart haar moet begeer nie. Dis 'n hartsaak. Hy sê dat ons nie iemand moet haat in ons hart nie. Dat ons nie oneerlike motiewe moet hê nie. So ware geregtigheid is 'n saak van die hart. Dit is my hart wat in 'n regte verhouding met God staan. Nie my uiterlike dade noodwendig nie. My hart moet ooreensstem met God se hart. En vanuit dit moet my optrede natuurlik uitwaarts vloei, want wat dit in my hart is, wat in my hart is, sal uitkom, sal uitvloei. Sê Spreuke 4 vers 23. Dit help nie, ek doen uitwaarts indrukwekkende goed, maar my hart is vals nie. Dan is my geregtigheid soos die Fariseërs. Ek moet by my hart begin en dit met Jesus belyn. Sy wil, met wie hy is, met sy karakter, met dit wat hy kom doen het aan die kruis. Dan as my hart met Jesus ooreenstem en in lyn is met Jesus, sal my geregtigheid die van die Fariseërs oortref, want dit sal 'n ware geregtigheid wees, nie 'n valse geregtigheid nie. Kom ons bid saam. Heilige Gees, deursoek my hart, reinig my gedagtes, reinig my motiewe. Ek wil inwaarts belyn wees met u hart, want niemand ken my hart beter as u nie, selfs nie eens ek nie. U sê mos dat 'n mens se hart die bedrieglikste ding op aarde is. My hart kan myself bedrieg. Daarom vra ek dat u my hart deursoek en my sal reinig, sodat my geregtigheid 'n ware geregtigheid sal wees en nie 'n valse een soos die Fariseërs nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie. Die Here seën jou, gaan lees gerus Matteus 5, die hele hoofstuk. As hierdie iets vir jou beteken, deel dit met ander, subscribe op die kanaal sodat jy die volgende video's kan kry. Die Here seën jou.